Kom na my. Goeienaand almal, baie welkom hier op 'n Dinsdag aand 6:30 hier saam met my op die dak, die aanlyn kerk page op Facebook waar ons uitsaai op 'n Dinsdag aand die Bybelstudie en ons trek vanaand by deel 4 die doping van die Heilige Gees, die Heilige Gees doping. Nou baie welkom vanaand en terwyl ons dit so na ons platforms toe deel, asseblief deel dit ook daar na jou tydlyn, na jou status en oral waar almal dit kan sien, asseblief. Ek gee vir almal geleentheid terwyl ons dit doen. Alles verby, alles is net, jou siel is vry, 'n nuwe lewe in Christus, rein en vry, versoen met die Vader. Ons siel is vry, ontvang die lewende water in jou siel. Wanneer jy bekeer, lig en lewe, alles verby, alles is niet, jou siel is vry. Die Gees is die siel, waarborg van verlossing, rein en vry, versoen met die Vader, 'n nuwe lewe in Christus, rein en vry, die ou is verby, alles is net, jou siel is vry. Lig en lewe, die ou is verby, alles is net, jou siel is vry. Lig en lewe, die ou is verby, alles is net, jou siel is vry. Kom na my toe, ontvang die lewende water in jou siel. Prys die Here. Kom na Goeienaand almal, baie welkom hier by ons. Ons gaan nog so een keer na die lied luister terwyl ons share. Asseblief deel dit ook daar na jou tydlyn toe. Baie welkom vir almal wat nou eers ingeskakel is. Ek hoop u geniet die aand saam met my, die Heilige Gees doping, deel 4 van ons Bybelstudie. Daar's 28 dele en vanaand trek ons by deel 4. So geniet dit saam met ons, maar ons gaan nog so een keer na die liedjie luister wat ek so 'n bietjie geskryf het om by ons Bybelstudie vanaand te pas. Alles so 'n bietjie saamgevat in 'n neutedop. na my toe, almal wat dors is, ontvang die lewende water in jou siel. Wanneer jy bekeer, lig en lewe, die ou is verby, alles is nuut, jou siel is vry. Die Gees is die siel opreding, waarborg van verlossing. Lig en lewe, die ou is verby, alles is nuut, jou siel is vry. 'n nuwe lewe in Christus, rein en vry, versoen met die Vader. Ons siel is vry, ontvang die lewende water in jou siel. Wanneer jy bekeer, lig en lewe, die ou is verby, alles is niet, jou siel is vry. Die Gees is die siel, waarborg van verlossing, rein en vry, versoen met die Vader, 'n nuwe lewe in Christus, rein en vry, die ou is verby, alles is net, jou siel is vry. Lig en lewe, die ou is verby, alles is net, jou siel is vry. Lig en lewe, die ou is verby, alles is net, jou siel is vry.
kom na my toe, ontvang die lewende water in jou siel. Wow, prys die Here. Dit is so lekker om ook uit 'n lied uit te kan leer. Vandag toe ek die les so deurgaan en ek skryf dit so lekker neer en alles en som dit op. Toe kom die hele lied by my so en dit is 'n hele lering rondom vanaand se Bybelstudie. Is dit nie amazing nie? Die woord sê ons leer mekaar uit liedere en so gaan die evangelie nog verder uit. En dit maak ons opgewonde in die Here, dat dit kan maal in 'n mens se gedagtes, in 'n mens se gemoed. Baie mense het kontak ons en sê, terwyl hulle slaap en maal die liedere so in hulle gedagtes, in hulle harte en al die dinge. En ek besef, maar ons het omtrent al die hele woord neergepen in liedvorm. En dit is hoe ons dit kan deurkry na elkeen toe. Dit kan maal en maal en maal in jou binneste, want jy bly die woorde oor en oor sê. En so kan daai waarheid deel van 'n mens se hart vorm. Is dit nie amazing nie? So ja, dit is opgewonde hierdie saak vir ons met die liedere, dat ons dit so kan deel ook met u. Nou vanaand is ons by die 4de deel van ons Bybelstudie, die Heilige Gees doping. En daar is nog heel wat lesse wat voor lê, maar ons gaan dit nou vanaand so lekker bespreek. Nou hier's 'n hele handleiding rondom die doping van die Heilige Gees, waar alles baie in detail bespreek word. Nou as ons mooi kyk na die doping van die Heilige Gees, dit loop hand in hand met die wedergeboorte. Dit kan eintlik nie geskei word nie, want dit is een ding wat op een slag in jou lewe plaasvind. Maar omdat ons dit mooi wil verduidelik en daar so baie detail is, wat op daai een oomblik, en ek dink vandag daaraan, dit is 'n een oomblik gebeurtenis in 'n mens se lewe. En tog is daar soveel wat ons daaruit kan verstaan. Wat alles plaasvind op daai een oomblik. Dit is net super amazing om dit so te verstaan. So ons gaan dit so lekker bespreek in hierdie handleiding. Gaan gerus so lekker saam met ons deel. Ek gaan 'n paar beginsels vanaand aan u oorlaat, en dit is wat ek altyd sê, dat ons moet die evangelie klik. Nou as jy sekere beginsels in die evangelie verstaan en klik, dan maak die woord vir 'n mens sin. Okay, so as 'n mens kan verstaan, okay, dis die oorsig van hierdie hele handboek wat ek gekry het, van die doping van die Heilige Gees. En dis die punte wat ek moet verstaan, en dit is die beginsels wat ek moet verstaan. As jy dan jou handleiding gaan lees, gaan dit vir jou baie meer sin maak. Okay, so ek bring vanaand 'n oorsig, beginsels en dinge uit die les uit, sodat ons baie meer kan begryp en verstaan. En nou is dit sommer so seker en vas in jou hart, is dit nie so nie? Nou vandag het ons 'n lekker quiz gehad, weer op die channel, en ons het 'n paar vrae gevra oor wanneer ontvang jy die Heilige Gees en wanneer word jy daarmee gedoop met die Heilige Gees en met vuur. Nou ons het so 'n paar punte daar neergesit en u het dit geantwoord. Nou vanaand gaan ons so lekker oor dit gesels om daai sekerheid te hê, want mense het baie leerstellings al gehoor rondom die Heilige Gees doping. Wanneer vind dit plaas, hoe vind dit plaas en al die dinge. Maar as 'n mens dit kan verstaan volgens die woord van die Here en die beginsel van die doping van die Heilige Gees en vuur verstaan, kan ek vir jou sê, geen lering gaan meer jou soos 'n golf heen en weer slaan nie. Wow, en dit is die groot doel van die Bybelstudie, dat ons almal kan vas wees, seker wees, een van sin, een van mening, een van begrip, sodat ons kan verstaan waaroor die woord van die Here werklik gaan. Ons het nie 'n klomp opinies nie, die Gees openbaar nie 'n klomp opinies aan ons nie. Hy bevestig die waarheid van die woord. Okay, so daar's een opinie. Dis hoe dit moet wees. En dit is natuurlik die woord van waarheid. Nou voor ons begin vanaand, kom ons bid lekker saam. Ek sien Peer is ingeskakel, ons gaan ook weer vanaand vir Peer bid, met die saak in sy liggaam. En Carissa was opgeneem in die hospitaal met 'n vreeslike maagsaak, en sy is daarom vandag ontslaan, maar nog baie siek. So ons bid ook vir Carissa, dat die Here haar aanraak. Marisel was siek gewees, dit was omtrent 'n storie hier in almal se lewens, en ons hoor hier en daar is verkoues en griepe en sinusse en dinge, en ons bid vanaand dat die Here werklik net vir ons sal help. Prys die Here. Dankie my man, Efesiërs 4:14, dat ons nie deur allerlei leringe rondgeslinger word nie. Nou kom ons bid lekker saam, en dan vra ons die Here om ons ook te help vanaand. Elke keer as ek hier kom sit, is dit groot senuwees. Dit is asof 'n mens gaan
100 meter hardloop of eksamen skryf, jy sal dit nie glo nie, dit raak nooit beter nie, want dit is 'n geweldige verantwoordelikheid om die woord wel in waarheid vir u te kan bedien. Nou kom ons bid vanaand lekker saam, dat die Here ons ook help in hierdie saak. Vader, ons sê vir u so baie dankie vir u liefde, u genade, u barmhartigheid, u grootheid, u goedheid, Here. Dankie dat u ons deurdra. Here, ons kan net elke dag sê, u is getrou, u is regverdig, u is ons Vader, na wie toe ons kan kom, met wie ons kan praat, Vader, dat, Here, ons is veilig by u, en ons kan u vertrou met alles in ons lewe. Ons kan 'n verhouding met u hê. Ons kan, Vader, ons harte voor u uitstort. Ons kry antwoorde by u. Ons kry nigterheid by u oor soveel sake in ons lewe. En ons sê vir u so baie dankie daarvoor. Vader, vanaand wil ek vir Peer bid en vra dat u hom werklik sal aanraak, ook in sy liggaam waar die probleem lê. Here, u weet waar lê die probleem, in sy rug, in sy saak, Vader, met sy been wat lam is en die krampe en alles, en ons vra vanaand dat u werklik hierdie saak sal openbaar en dat u hom sal aanraak, Vader, asseblief in die kragtige naam van u seun Jesus Christus. Here, baie dankie dat u vir Carissa deurgedra het, sy het in die hospitaal beland, sy is opgeneem, maar sy is ontslaan, sy is by die huis, maar sy is nog siek, Here, en ons bid vanaand vir Carissie, dat u haar sal aanraak, dat u haar sal deurdra, dat u haar Vader sal genees, in Jesus se naam. Ons sê vir u so baie dankie vir Marizelli, Here, wat ook siek was met die oumagting, dat u haar ook sal aanraak en sal versterk vir Marlies, Here, dit is 'n hele huis vol siek vrouens, Here, en ons bid dat u hulle werklik sal deurdra in die kragtige naam van u seun Jesus Christus. Vader, ek wil ook bid, Here, dat u ons sal help in hierdie les ook vanaand, Vader, dat ons het reg kan bedien, dat ek woorde van wysheid en insig kan hê, Vader, soos wat u dit sou bedien, Here, dat ek dit so sal kan bedien, Vader, en daai wysheid en insig, ek wil u loof en prys daarvoor. Help my vanaand in nigterheid en waaksaamheid, in alles om die woord in soveel liefde en in krag en in heerlikheid te kan oordra. Baie, baie dankie, Vader, ek besef hoe geweldige verantwoordelikheid dit is, om die woord reguit, Here, oor te dra, reg te sny, Here, en in waarheid oor te dra, Vader. Ek wil ook vanaand bid vir die het wat môre verjaar. Here, u het daar nog 'n jaar deurgedra, en ons bid vir die het, Here, dat u ook in hierdie jaar wat voorlê, al die uitroepe en trane en benoudhede en al die dinge in haar hart sal raak sien, Vader, en dat u haar sal antwoord, dat u haar sal help, dat u haar sal deurdra in alles, Vader, asseblief, Here. Ons sê vir u so baie dankie, sy is so afhanklik van u, en ons vra dat u haar in alles sal help, Vader. Dankie, Here, vir nog 'n lewensjaar wat u by haar lewe byvoeg. Dankie dat sy deel is van ons, dat ons haar ken en dat ons deel van haar lewe kan wees en sy van ons in. Ons loof u en ons prys u daarvoor, Vader, in die kragtige naam van u seun Jesus Christus. Terwyl sy 'n ma is, 'n vrou vir haar man en soveel verantwoordelikhede en dinge, wil ons bid dat u haar net sal help en sal deurdra. Asseblief, Vader, in Jesus naam. Ons sê vir u so baie dankie vir alles wat u doen, in Jesus se naam. Amen. Ag, prys die Here, lekker om saam te bid vir elkeen, en bly bid vir Peer, bly bid vir Carissa, vir Marlies en almal wat siek is en nog nie heeltemal herstel het nie. Ons is dankbaar, dit lyk of Marlies se operasie 'n sukses was, en ons loof die Here dat hy haar werklik net genees, dat daar niks verdere komplikasies of niks sal wees verder in haar liggaampie nie. Nou, kom ons gaan delf in ons handleiding, in ons Bybelstudie van die Heilige Gees doping. Wow. Nou die vraag natuurlik, die eerste vraag, as 'n mens praat oor die Heilige Gees doping is, waar en wanneer gebeur dit? Hoe gebeur dit? Ok, ek dink dit is in almal se harte, het ek die Heilige Gees ontvang, het ek nie, moet ek dit nog ontvang, en al daai tipe van dinge, en ek wil net met u, ook so gesels dat, as daar dalk dinge is wat herhaal word, asseblief, daar's nuwe mense wat luister, bear with us, maar herhaling is wonderlik, dit slaan vas in die hart, dit maak seker, so baie keer het mens weer nodig om alles te hoor ensovoorts, dat dit werklik verstaanbaar kan wees, want daar's mense wat nog nooit hierdie dinge gehoor het nie, wat ons ook so lekker oor moet verduidelik. Nou, wanneer ons kan verstaan en begryp, wanneer en hoe die Heilige Gees doping plaasvind, sal ons sekerheid hê
in ons geestelike lewe. En soos wat ek vir julle gesê het, daai leringe, snaakse leringe, valse leerstellings en alles, sal ons nie rondslinger nie. Nou die doping van die Heilige Gees en die vuur, wat ek net gou hierby uitkom, Ekskuus, ek wil net gou hier uitkom, want ek het al so hele stuk klaar gepraat. Ok, so kom ons kyk eers, waar, wanneer en hoe word ons gedoop met die Heilige Gees en met vuur. Nou as jy kyk in jou handleiding, bladsy 4, dan gaan jy 'n hele deel daar kry van wanneer en hoe en al die dinge. Gaan lees dit asseblief gerus deur, die skrifte is daar, al die betrokke skrifte, gaan lees dit saam met jou handleiding deur, dan gaan dit vir jou nog meer sin maak, maar ek gaan dit net so lekker vinnig puns deur werk, sodat ons beginsels in ons les kan verstaan. Nou eerstens, wat ons as kind van God moet verstaan, is dat daar geen redding of vergifnis kan plaasvind sonder die Gees nie. Ok, so dit is die heel eerste beginsel wat ons moet verstaan. Daar kan niks in jou lewe plaasvind sonder die Gees van die Here nie. Ok, so die Gees van die Here sweef oor die aarde en hy is gedurig besig om mense te trek om gered te word. En hy moet ingang vind in harte. Ok, so daar is 'n gedurige trek deur die Gees van God, dat mense hulle harte moet oopmaak, sodat hy ingang kan vind. Ok, nou hoe gebeur dit? Nou dit is, vind ons op wanneer ontvang ons die Heilige Gees en vuur op bladsy 7 in jou handleiding, gaan lees asseblief gerus deur dit. Ek spring so 'n bietjie rond in die handleiding, want dit is net vir my so 'n bietjie makliker om dit so te verduidelik, so 'n bietjie andersom. So dit maak nou nie saak nie, maar soos wat ons dit luister, soos wat ons daar deur gaan, kan ek vir julle sê, dit gaan vir julle baie sin maak. Nou die oomblik wat die mens gehoor gee aan die trek van die Gees en sy hart oopmaak, kry die Gees ingang en kan wedergeboorte plaasvind. Is dit nie amazing nie? So as iemand sy hart oopmaak, op daai oomblik, kan die Gees ingang kry in daai hart in en wedergeboorte kan plaasvind. Dis net so super cool. Nou, daar kan nie 'n geestelike geboorte in jou siel plaasvind sonder die Gees nie. Nou, ons moet verstaan, hierdie geboorte wat in jou siel plaasvind, wanneer jy jouself bekeer, wanneer jy jou hart oopmaak, wanneer jy jou hart oopskeer, die Here Jesus Christus aanneem as jou verlosser en saligmaker, erken jy is 'n sondaar en al die tipe van dinge, jou sonde bely en uitroep voor die Here, op daai oomblik, is dit 'n geestelike geboorte wat plaasvind. Dit is nie 'n vleeslike geboorte volgens die wil van 'n man nie, maar volgens die wil van God. Ok, so God laat hierdie geboorte plaasvind deur sy Gees. Wow, dis amazing. So as die Gees nie daar is nie, kan daar nie 'n geestelike geboorte plaasvind nie, en dit lees ons in Johannes 3 vers 5, waar Jesus so mooi van Nikodemus kom leer het van die wedergeboorte, en ons lees hierso in vers 5, sê hy, Jesus antwoord, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. So jy moet in die geestelike geboorte uit water en Gees deelagtig raak om in die koninkryk van God te kan ingaan. Nou wat is die water waaruit jy gebore moet word? Nou simbolies is die woord die water en die Gees is die Gees van God. Ok, so jy word deur die water, deur die Gees gebore in hierdie geestelike geboorte. Ok, in God se koninkryk en dit is net amazing. Nou, jy word onmiddellik gedoop met die Heilige Gees en met vuur, met jou wedergeboorte. Dit vind nie later plaas nie, dit vind nie op 'n later stadium plaas nie, dit vind op daai oomblik plaas, want jy het die Gees nodig om deur daai geestelike geboorte te kan gaan. Ok, nou, die vuur wat ons van lees, wat ons gedoop word met die Heilige Gees en met vuur. Vuur beteken Gees, Gees is oortuiging, so jy word oortuig op daai oomblik van die waarheid. Ok, en jy word daarin gedoop, en jy moet daarin bly.
dit het vir my so 'n verskriklike opgewondenheid vandag gewees, dat die Gees van God wat jy ontvang met sy vuur, is die waarheid waarin jy gedoop word. En jy as kind van die Here moet sorg dat jy by die waarheid van die woord bly, want die Gees getuig slegs van die waarheid. Ok, is ek nog reg, my man? Jy is perfek. En wat vir my verskriklik sin gemaak het vandag is in 1 Korintiërs 12 vers 13. Want ons almal is deur een Gees gedoop tot een liggaam. Of ons Jode of Grieke is, slawe of vrymanne, en ons is almal van een Gees deurdronge. So as jy tot wedergeboorte kom, as jy die Gees van God ontvang, as jy daai geestelike geboorte deelagtig raak, dan word jy deel van die liggaam van Christus. Jy word ingedoop in hierdie liggaam. Jy is deurdronge deur die Gees van God wat al die lede in die liggaam het. Ok, so dit is iets wat in jou lewe plaasvind. Jy word deel van 'n liggaam in Christus waarvan hy die hoof is. Ok. Nou die Gees oortuig van sonde, oordeel en geregtigheid, en die vuur is daar vir reiniging. Ok. So ek dink die groot probleem is ons sien die vuur as heeltemal iets anders as wat dit is. En ons wil iets gaan opblaas met die vuur as wat dit werklik die doel daarvoor is. Nou kom ons gaan lees gou hierso. Wanneer jy die Here Jesus aanneem, is hy daar as smelter, deur God se Gees wat jy ontvang, om jou siel te reinig van alle ongeregtigheid. Nou dit lees ons hier in Maleagi 3 vers 2 en vers 3. Maleagi 3 vers 2 en 3. Maar wie kan die dag van sy koms verdra? En wie kan standhou as hy verskyn? Want hy sal wees soos die vuur van die smelter en soos die loog van die wassers. En hy sal sit, 'n smelter en reiniger van silwer, en hy sal die seuns van Levi reinig, en hulle louter soos goud en soos silwer, sodat hulle in die Here in geregtigheid 'n offer sal bring. So dit is die hele doel van die vuur. En Jesus Christus wat jou verlosser en saligmaker is, die woord, die water, help jou met hierdie proses, want daar is soveel dinge wat in jou hart openbaar, wanneer jy die woord van God lees, so die manna openbaar die hart gedierig, en dit gaan nie net oor sonde nie, dit gaan oor baie meer as net sonde, dit gaan oor gewoontes, idees, gedagtes, dit gaan oor standpunte, dit gaan oor allerlei dinge, wat nie deel van God se koninkryk is nie, en die woord van waarheid openbaar dit, en die vuur reinig jou van al daai verkeerde dinge in jou siel. Ok, so die woord van waarheid is daar om jou los te maak, vry te maak, en dan is die vuur daar om jou te reinig van al daai verkeerde dinge wat geopenbaar word deur die woord gedierig deur in ons harte. En die Gees van God oortuig ons van ons sonde, van die oordeel van geregtigheid, en dis alles wat so saamwerk in ons siel, in ons innerlike. So ek dink jy kan verstaan vanaand dat ons kan nie tot wedergeboorte kom sonder die Gees van God nie. Is dit so? Prys die Here. Amen. So kom ons gaan kyk verder. Omdat ons voel die vuur is iets anders as wat dit is, gebruik ons dit om iets op te blaas wat nie bestaan nie. Want elke ou wil die man van God wees. Ok? Ons het nou daar gehoor, daar is 'n sindroom in die Christelike wêreld, dat elke prediker wil homself noem die man van God. Man van God syndroom. Dis die man van God syndroom. En weet jy toe ek daaraan dink, toe dink ek, God is so nederig, dat hy die landbouer is. Jesus Christus is so nederig, dat hy vir ons absoluut die evangelie kom demonstreer het, en daardeur kan ons sien die nederigheid van God die Vader. En hoe hulle werk, en hoe hulle gedierig werk in ons, om te oorwin, en te kan groei, en al die dinge. En ek dink daaraan, dat die mens vat hierdie nederige evangelie, eenvoudige evangelie, en hy gaan blaas homself op met iets wat nie bestaan nie.
Nou, in die Ou Testament het hulle baie keer iemand genoem man van God. En dit is asof die mens daai titel vir homself wil toeëien sodra hy die woord van die Here bedien. Nou, ons is diensknegte. In die Nuwe Testament leer die Here Jesus Christus ons. Ons is broeders van mekaar. Die een is nie hoër as die ander een nie. Net om jouself 'n titel te gee, verhoog jy jouself bo almal wat na jou luister. En dit is waarvoor ons moet waaksaam wees, om in nederigheid die evangelie uit te dra, in waarheid, in lewe, in krag, in heerlikheid, want dit is wat God kan bevestig en dit is wat sy Gees kan bevestig. Anders is jy besig met jouself, met selfverhooging, met arrogansie, met hoogmoed, met trots en al die dinge, en daar is nie plek in God se koninkryk vir dit nie, want God se koninkryk is 'n nederige, opregte koninkryk, sonder sonde, sonder ongeregtigheid. Satan het homself gaan verhoog. Satan het homself bo God gaan verhoog. En dit is wat die mens ook wil doen. Hy wil homself gedurig verhoog met God se goed. Dis nie eers ons sin nie, dis God sin. Dis God se Gees wat hy vir jou gee. En in die Gees is die gawes, is die bedieninge, is die vrug. En ons moet daaroor waak. Ons moet dit koester. Ons moet daarna kyk, want dit is nie ons eiendom nie. Alhoewel God dit deur sy groot genade vir ons gee, sodat ons toegerus kan wees vir ons pad op hierdie aarde. En dit is wat ons met mekaar moet doen. Ons moet die gawes, bedieninge en al die mooi dinge gebruik, om mekaar te kan toerus, en dit lees ons natuurlik in Efesiërs 4, dat ons mekaar kan toerus vir ons dienswerk, wat ons moet doen. Nie dat die een moet uitstaan en hy is die man van God en hardloop met vuur en allerhande dinge nie, want dit is wat die mens vir homself wil toeëien. Elkeen wat die Here Jesus Christus aanneem, wat tot wedergeboorte kom, ontvang die Gees. God is nie partydig nie. Ons almal ontvang dieselfde Gees. Ons word gedoop in een liggaam. En ons het gawes, en ons het bedieninge, en ons het die vrug van die Gees. En ons moet daarmee werk, om mekaar toe te rus, te stig en op te bou vir ons dienswerk. En dis hoe die liggaam van Christus se paus is, om te werk. Wow, dis net mooi om daaraan te dink. Dit is die nederigheid van God en van Jesus. En dit is waar ons moet inpas, en dit is waar ons moet inval. Nou, eers is natuurlik is ons siel dood sonder lewe, dis vasgevang in Satan se koninkryk, en die Gees wat ons ontvang verlig ons siel, dit bring lewe, dit openbaar soveel dinge in ons harte, sodat ons in die lig kan wandel, sodat ons kan loskom, sodat ons kan vrykom, sodat ons kan verstaan wat in God se koninkryk aangaan. Nou in die Gees ontvang ons die vrug, die gawes, die bedieninge, en dit lees ons in Efesiërs 4, en dit het ek nou so mooi vir ons almal al gelees. Kom ons lees uit Efesiërs 4 vers 12, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus. Dit is die hele doel van alles. Dit gaan nie daaroor om jouself te gaan verhoog met enigiets wat Godsin is nie. Wow. Nou, soos die water die woord ons innerlike verkeerdheid aan die lig bring, kan ons natuurlik van baie dinge ontslaa raak in ons lewe. Gewoontes, karakters, nie net sonde nie, baie keer gaan dit nie eers oor sonde nie, dit gaan oor baie meer dinge wat in ons hart opgebou is in die wêreld, wat ons saam met ons dra as kind van God, wat uitgesorteer moet word, wat moet verander. Ons moet kan erken, hierdie geaardheid van my, kan God nie behaag nie. My gesindheid, my gewoontes, kan God nie behaag nie. Dit sit ander kinders van die Here dalk af. Dit maak dalk dat die woord van God nie in al daai nuttigheid uitgedra kan word nie, want dit is wat God in ons lewe wil doen. Hy wil ons nuttig maak vir sy koninkryk. So al daai dinge moet die hele tyd uitsorteer, en daarvoor het ons die Gees, die vuur en die woord nodig. Wow, is dit nie mooi nie? Nou, wanneer het Jesus, nou ek dink dit is 'n groot probleem vir ons as kinders van die Here. Wanneer ons lees
dat die Gees het op Jesus gekom nadat hy gedoop is deur Johannes die Doper. Ek gaan dit net gou vir ons so deurlees, dan kan ons almal sommer so lekker volg. Kom ons lees hierso Matteus 3 vers 11 tot en met vers 17. Matteus 3 vers 11 tot 17. Hy sê, ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Vers 12, sy skop is in sy hand en hy sal sy dorsvoer geduldig deur skoonmaak en sy koring en die skuur saambring, maar die kaf sal hy met die onuitblusselike vuur verbrand. Toe het Jesus van Galilea na die Jordaan na Johannes gekom en deur hom gedoop te word. Maar Johannes het hom ernstig teëgegaan en gesê, ek het nodig dat ek deur u gedoop word en u kom na my toe. Maar Jesus het geantwoord en vir hom gesê, laat dit nou toe, want so pas dit ons om alle geregtigheid te vervul. Daarna het hy dit toegelaat. En nadat Jesus gedoop was, het hy dadelik uit die water opgeklim, en met eens gaan die hemel vir hom oop, en hy sien die Gees van God soos 'n duif neerdal en op hom kom. En daar kom 'n stem uit die hemel wat sê, dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. Nou ons moet hierso verstaan, Jesus Christus het reeds die Gees van God in sy innerlike gehad. Okay? So hy het die Gees van God gehad, hy het lewe in homself gehad, Johannes 5 vers 26, ek sal dit nooit vergeet nie, want daar is 'n probleem in die handleiding, so gaan verander dit somme, Jesus Christus het lewe in homself gehad, Johannes 5 vers 26, en so hy het die Gees van God alreeds gehad. So dit is nie met sy doop, het ewe skielik die Gees van God op hom gekom en nou het hy die Gees van die Here nie. En dit is waar ons as kinders van die Here nog 'n groot verwarring het, dat ons eers met ons doop die Heilige Gees ontvang. Okay, en daar is nou nog 'n skrif in met die uitstorting van die Heilige Gees en ons gaan dit nou lekker duidelikheid kry daaroor ook, dat ons kan verstaan, ons ontvang die Heilige Gees met ons wedergeboorte. So al wat hier gebeur is, God het vir Johannes hierdie gesig gewys, hy het sy geestelike oë oopgemaak, en hy het gesien, maar die een op wie die duif neerdal, hy is die een wat met die Gees en met die vuur gaan doop. So dit was al bevestiging wat Johannes nodig gehad het om te kry, dat dit is die een wat dit vir ons gaan doen. So dit is nie dat Jesus Christus eers die Gees daar ontvang het nie. Okay, so as ons dit net so lekker mooi kan verstaan, so God het net vir Johannes gewys, hierdie is die lam, hierdie is my seun, hierdie is, wat sê hy so mooi, hy sê hierso, en daar kom 'n stem uit die hemel wat sê, dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. So Johannes die Doper moes verstaan, wie Jesus Christus was. Okay, wat ons gaan kom doop, met die Heilige Gees en met vuur. Jesus Christus kon nie sy bediening gedoen het, die Vader kom openbaar het en al hierdie dinge, as hy nie die Gees van God in sy siel, in sy innerlike gehad het nie. Okay, want hy het lewe gehad, hy het verstaan, hy kon dit vir ons oordra. So, prys die Here. So ek dink, as ons alreeds daai verwarringkie so bietjie uit die pad uit kan kry, want ek hoor, dit is maar 'n groot verwarring. Nou, ons word eers met die Heilige Gees, ons word met die Heilige Gees gedoop, sodat ons lewe kan hê, en dat die Gees ons kan oortuig, en dit is 'n vuur van reiniging, sodat jou ou lewe afgesny kan word. Daarna word ons gedoop, sodat die ou lewe wat afgesny is, begrawe kan word, en ons met Christus bekleed kan word. Nou ons het die hele waterdoop les nou mooi deurgegaan, alles wat daarin staan, die hele fondasie van die waterdoop en al hierdie dinge, nou kan ons verstaan, dat deur die Gees van God, is daai ou lewe van ons afgesny. God dink nie weer aan daai ou lewe nie. Alles het nuut geword in ons innerlike, maar daai ou lewe moet begrawe word. En dit is waar die doop inkom. En ons moet bekleed word met die Here Jesus Christus. Okay. So, dis nie dat jy met jou doop die Heilige Gees ontvang nie. Alreeds met jou wedergeboorte.
Nou, daar was natuurlik baie gevalle in die woord. Nou, ons gaan net vinnig vlugtig daardeur, ek gaan nie elkeen spesifiek noem nie. Dis 'n beginsel wat ons weer eens moet verstaan, en dit kan ons so 'n bietjie onder die lees, onder die handoplegging op bladsy 15. Nou, daar was gevalle gewees waar mense nog nooit gehoor het van die Heilige Gees nie. Hulle het natuurlik uit die Ou Testamentiese tyd uitgekom, en daar was nog soveel dinge en denke wat moes verander. Onthou net, met die Ou Testament het die Heilige Gees periodiek op mense gekom vir 'n sekere doel. En as daai doel klaar was, het die Gees weer weggegaan. So, die Gees het nie op hulle gebly nie, of in hulle gebly nie. So, vir die Ou Testamentiese tyd mense, was hierdie 'n geweldige nuwe saak gewees, dat hulle moes verstaan, maar hier's nou 'n Heilige Gees, hulle kom in anyway eers tot bekering. Dit was nie so gewees in die Ou Testament nie, niemand kon tot bekering kom nie, die Here Jesus Christus was nog nie daar nie, almal moes hel toe gaan, niemand kon gered word nie, en al daai tipe van dinge. So dit was die uiterlike godsdienst van rituele en al die dinge. So mense moes eers verstaan, okay, daar is 'n Heilige Gees, die apostels en Paulus en almal het na mense toe gegaan, hulle het hulle hande op mense gelê. Nou natuurlik, as sy hand op jou kom lê, dan voel jy seker oor 'n saak, jy voel vrymoedig oor 'n saak, en so het mense begin tale praat en profeteer en alles, en besef maar hulle het die Heilige Gees ontvang met hulle wedergeboorte, want onthou, hulle het nie die woord van die Here gehad soos wat ons het nie. So, hulle het deur sekere geleenthede gegaan, okay, en hulle moes dit verstaan rondom dit wat gebeur het, en hulle moes sekerheid kry met dit wat gebeur het, en volgens dit verstaan. Nou, ons het vandag die hele Bybel, en nou kan ons lees van alles wat gebeur, en hoe dit werk en alles, maar hulle het dit nie gehad nie. Hulle moes sekerheid kry oor alles wat hulle nou moes verstaan. En hulle kon dit toe vir ons neerpen, sodat ons nou kan verstaan, wanneer ontvang ons die Heilige Gees, hoe werk dit, en al die dinge. So vir ons is dit nou maklik, ons verstaan dit, ons weet nou hoe dit nou werk volgens die woord. Okay, so baie keer lees 'n mens van baie dinge, en dan sit dit in mense verwarring, maar hoe het dit nou daar gewerk, en jy sê dit, en sê en so. Ons moet verstaan dat baie dinge moes uitsorteer. Baie dinge moes verstaanbaar raak, en natuurlik seker wees, ook in die apostels, en in even Paulus, en almal se lewens, dat wow, dis hoe dit werk, en dis die sekerheid daarvan. En hulle het dit vir ons neergepen. Ons het vandag 'n hele Bybel, wat ons kan lees. Okay, wow, prys die Here. Nou, die uitstorting van die Heilige Gees was die laaste belofte van die Ou Testament wat in Jesus Christus in vervulling moes kom. Nou, in die Ou Testament was die Gees periodiek oor mense vir 'n sekere taak, en dan het dit weer die mense verlaat. Nou word ons deurdronge met die Gees as ons gedoop word met die Heilige Gees en met vuur. En ons word deel van God se koninkryk wanneer ons die Gees ontvang. So, ek dink net ons kan verstaan, maar dis regtig iets wat hulle moes verstaan het. Nou, hulle het, kom ons gaan net verder, ek gaan so 'n bietjie vooruit, en dan wil ek nou weer my punt herhaal. Nou, baie keer voel 'n mens dat, ons moet eers op 'n sekere punt in ons lewe kom, en God moet nou besluit of ons geestelik genoeg is, om die Heilige Gees te kan ontvang. Okay? En dit is wat 'n mens baie keer in verwarring sit. Wanneer is ek nou geestelik genoeg in my lewe, sodat ek die Gees van God kan ontvang? Nou, ons moet vanaand verstaan, dat ons het die Gees nodig in alles, in alle groei, in oortuiging, in die verstaan, en sonder die Gees is ons dood. So ek kan nie tot bekering kom, gedoop word, my pad probeer stap as geestelike mens, tot op 'n punt wanneer ek nou eendag geestelik gegroei het, en God nou my goedkeur, of wat ook al, nou ontvang ek eers die Gees. En dit is natuurlik die populêre lering in die Christelike wêreld, dat jy eers later die doping met die Heilige Gees ontvang. Wat gebeur nou? Mense raak moedeloos, want hulle wil graag tale praat. En dan voel jy, maar ek is nog nie gedoop in die Heilige Gees nie, so ek kan nog nie tale praat nie, ek sal dit op 'n stadium van my lewe kry. En dit is wanneer 'n mens so moedeloos raak in jou geestelike lewe, want wanneer besluit God nou, jy's reg, om die Heilige Gees te ontvang?
Nou, ek dink vanaand kan ons verstaan dat hierdie verwarring is nou heeltemal uit die pad uit. Ja, God is nie partydig nie, hy gaan nie vir een mens die Heilige Gees gee en vir die ander mens nie die Heilige Gees gee en besluit hierdie mense het tot hier gegroei en daai en het nou nog nie en so aan. God is nie partydig nie. God gee vir ons wat ons nodig het om ons geestelike pad te kan stap. Nou, as ons kan verstaan dat ons die Gees onmiddellik ontvang met ons wedergeboorte, kan ons ook vanaand verstaan dat daai oomblik wat jy tot wedergeboorte gekom het, kon jy tale praat. Ok? En die dag wanneer jy begin tale praat, dan dink jy, haai, ek kon dit al lank al gedoen het. Want 'n mens wag vir iets wat nie bestaan nie, terwyl dit al reeds in jou innerlike is. Terwyl jy dit al reeds ontvang het, terwyl dit al deel is van jou lewe, jy moet net vrymoedig raak om dit wat jy ontvang het, te beoefen. Maak dit sin? Maak dit sin? Ok, so, jy ontvang onmiddellik die Gees met jou wedergeboorte, jy ontvang die gawes, die vrug, die bedieninge en al die dinge, jy moet vrymoedigheid neem om dit te beoefen. Ok, en die dag as jy die vrymoedigheid neem, dan praat jy tale en dan denk jy, ek kon dit al lank al gedoen het, want dit is in jou innerlike. Ok, prys die Here. Nou vir my was dit baie interessant geweest, die fees van die weke en die Pinksterfees, en dit lees ons op bladsy 10 en op bladsy 3, die Pinkster lees ons op bladsy 3 en die 50 dae oue nuwe verbond lees ons op bladsy 10 en ek gaan dit net gou so lekker vinnig met ons deurpraat, want ons dink nog steeds dat ons kan op 'n Pinksterweek na 'n kerk toe gaan en daar kan vir my gebid word dat ek die Heilige Gees moet ontvang, sodat ek kan tale praat. Dit is eintlik maar die samevatting van die hele Pinksterweek wat mense so vier, nee, in kerke. Nou, kan ons dit doen? Mag ons dit nog doen? Hoe werk die hele saak van die Pinksterfees en die fees van die weke? Nou, kom ons gaan kyk gou-gou. In die Ou Testament het hulle na die uittog uit Egipte, 50 dae daarna, was Moses op die berg gewees en God het vir hom die 10 gebooie gegee, die 2 kliptafels. En daar het dit was dit so, dit het gepaard gegaan natuurlik met krag en vuur en al die dinge, en daar het die die Ou Testament was dit bekragtig en bevestig. Okay? So 50 dae nadat hulle uit Egipte uitgetrek het hulle die Ou Testament ontvang, die gebooie van die Ou Testament, toe is die Ou Testament bekragtig en bevestig. Ok, en dit was die fees van die weke. Toe nou, later, nadat die Here Jesus Christus opgevaar het in die hemel, 50 dae daarna, was dit die Pinksterfees. En dit is waar die Heilige Gees uitgestort is. Ok, so die fees van die weke is die Pinksterfees wat hulle deelagtig geraak het, en op die ou einde van die dag het alles in vervulling gekom in die Here Jesus Christus met die uitstorting van die Heilige Gees. So as ons nou nog die Pinksterfees en daai dinge hou, en voel, dan gaan ons die Heilige Gees ontvang, dan sê dit vir ons aanvaar nie die vervulling van dit wat in die Ou Testament vir ons beloof is van die uitstorting van die Heilige Gees, wat in die Here Jesus Christus in vervulling gekom het nie. Wow, is dit nie amazing nie? So, die fees van die weke en alles het in vervulling gekom. Nou, ek dink as mens dit al klaar kan verstaan, dan besef 'n mens, Here, ek moet werklik verstaan, wanneer ontvang ek wat gebeur in my geestelike lewe, wat is my saak, en al die dinge, sodat ek nie meer agter dinge aangaan, wat alreeds in vervulling gekom het nie, dat ek nie weer na die Ou Testament toe terugkeer nie, dat ek dit nie nog steeds aanhang, en as belangrik beskou, en al hierdie dinge nie, want as 'n mens nie verstaan, wanneer jy die wanneer jy die doping van die Heilige Gees en vuur kry nie, dan voel jou geestelike lewe vir jou onseker. Jy is altyd onseker. Het God jou nou aanvaar? Is jy nou kind van God?
gaan God dit vir jou gee, gaan hy nou nie, verstaan, jy is altyd in daai onsekerheid in jou lewe, maar sodra jy seker is vanaand, dis hoe dit werk, kan ek vir jy sê, jy gaan nooit, ooit weer terugdraai nie. Oh man, that's amazing. Seker, seker, seker. OK. Nou wat nog so 'n bietjie verwarring skep, is natuurlik die uitstorting van die Heilige Gees. En ons gaan gou 'n bietjie daarna kyk. Nou ons gaan Handelinge 2 vers 1 tot en vers 3 lees, en dan gaan ons heeltemal duidelikheid kry ook oor die saak. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit het. En in vers 38, 39 en 40, 41 gaan ons lees, en dan gaan ons bietjie duidelikheid kry oor hierdie hele situasie wat Petrus nou hier vir hulle sê. En Petrus sê vir hulle, bekeer, hulle het toe nou gewonder, hoe kan ons dit ook kry? Hoe kan ons dit ook in die hande kry? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van die Here Jesus Christus tot vergifnis van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte kom julle toe, en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here God die wat die Here ons God na hom sal roep. En met baie ander woorde, en dit het my nogal getref, en met baie ander woorde het hy hulle besweer en vermaan en gesê, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. OK, so wat het Petrus vir hulle hier bedien? Petrus en die ander apostels het dit gedoen wat hulle moes doen, sodat hulle die Heilige Gees kon ontvang. OK? En dit was 'n bietjie in reverse, as ons dit vanaand so kan verstaan. Want die uitstorting van die Heilige Gees was die bevestiging van hulle bekering en al hierdie dinge. OK? En nou word hierdie mense in die hart getref. En hulle vra maar, hoe kan ons ook hierdie dinge kry? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat julle doop en julle sal die Heilige Gees ontvang. En hier vind ons ook 'n probleem. Dat baie mense voel, omdat Petrus dit so gesê het, kry 'n mens eers die Heilige Gees na jou doping. En vandag toe lees ek 'n skrif wat my verskriklik getref het, wat Jesus hier gepraat het. Hy was op hierdie loofhuttefees gewees, en die laaste dag van die loofhuttefees, toe roep hy iets uit, en dit verduidelik eintlik die hele proses van jou wedergeboorte. Nou hy sê in Johannes 7 vers 37, 37 tot en vers 39. Hy sê op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En op die laaste dag, die groot dag van die fees, wacht, ek is besig om het weer te herhaal. Vers 39, en dit het hy gesê van die Gees wat die sou ontvang, wat in hom glo, want die Heilige Gees was nog nie daar nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. So hier word die hele evangelie omtrent saamgevat, wat Jesus hier uitgeroep het, dat as jy dors het, as jy 'n behoefte het, as jy verstaan dat jou lewe nie meer kan aangaan soos dit aangaan nie, as jy dor en droog is in jou innerlike, in jou siel, kom na my toe. Kom drink van my, en jy sal die lewende water ontvang, wanneer jy in my glo, wanneer jy my aanneem, wanneer jy die wedergeboorte deelagtig raak, sal ek vir jou die Heilige Gees gee, want die Heilige Gees was nog nie daar gewees nie, want Jesus was nog op die aarde, en na hy opgevaar het in die hemel, toe is die Heilige Gees uitgestort. So dit was hierdie belofte vir die mens wat in vervulling gekom het. En hier het hy vir die mens gesê, as jy in my glo, as jy my soek, as jy my deel maak van jou lewe, dan sal jy die Heilige Gees ontvang. Die lewende water sal jy deelagtig
raak. So ons moet nie hier in 'n verwarring raak nie. Dat dit is die beginsel reg deur die woord. Neem die Here Jesus Christus aan in die wedergeboorte en jy sal die lewende water, die Gees van God ontvang, wat jou siel lewend maak, en dan moet jy gedoop word om daai ou lewe weg te was en met Christus beklee te word. So ek dink ons kan ook vanaand hierdie hele verwarring uitskakel, met wanneer kry jy dit nou, met jou wedergeboorte, met jou doop, of wanneer kry jy dit later, of hoe, of sis, of so, en dan kan ons ook vrede in dit vind vanaand, want ons kan nie tot bekering kom, ons kan nie tot wedergeboorte kom, sonder die Gees van God nie. Daar kan niks geestelik in ons lewe plaasvind nie. My meis het nou vastgehaak, oh my goodness. Daar gaat hy. Nou kom ons kyk van die doel van die doping van die Gees. En dit vind ons op bladsy 19. Nou, as ons tot wedergeboorte kom, is die seël, is die Heilige Gees ons seël van ons wedergeboorte. Joh, dit is mooi, nee. Dis ons waarborg van ons redding. So dit is hoekom jy die Gees van God in jou lewe nodig het. Dis jou seël wat jy kry op jou wedergeboorte. Dis die waarborg dat jy kry, dat jy hierdie verlossing deelagtig geraak het. En natuurlik moet ons volgens die reëls van hierdie waarborg aangaan, sodat ons nie die waarborg verloor nie. Ons kan ons wedergeboorte verloor. Ons kan die Gees van God uitblus in ons lewe tot op so mate dat ons dit wel verloor. So ons moet seker maak dat ons lewe in besit neem, die pad stap, uitsorteer, verstaan, ons sonde bely en al hierdie dinge, sodat ons die ewigheid kan ingaan. En wat my baie getref het met die hele saak van die Heilige Gees wat ons ontvang. As ons kyk na die uitstorting van die Heilige Gees, daar was tonge van vuur. Is dit nie amazing nie? Dit was hierdie geweldige rukwind gewees. Dit was die bekragtiging van die Nuwe Testament gewees. Wow, in Christus. En dit is waar alles begin het, in die Nuwe Testament. En wat gebeur het met hierdie tonge van vuur? Daar het dadelik iets met hulle gebeur. Hulle het in ander tale gepraat, sodat almal wat daar was, hulle in hulle eie landstaal kon verstaan. So die evangelie was op een oomblik in soveel tale verkondig. Dis amazing, hè? Sodat almal die woord van die Here kon hoor. So wanneer die Heilige Gees in jou uitgestort word, en dit is natuurlik God se liefde wat jy nie gehad het nie, wat in jou innerlike uitgestort word, want ek kan vir jy sê, die oomblik wat jy tot wedergeboorte kom, ervaar jy 'n liefde, wat jy in jou hele lewe nog nooit ervaar het nie. Ek dink jy kan met my saamstem. Op daai oomblik is dit of jy die hele wêreld lief hê en jy besef dat elkeen gered moet word. Elkeen moet dit deelagtig raak wat jy nou ontvang het in jou siel en in jou innerlike. En jy wil hê almal moet deel wees daarvan. So, dis 'n liefde vir siele wat jy nog nooit gehad het nie. En dit is God se Gees, dis sy liefde wat in jou hart uitgestort word. En op daai oomblik is daar tog 'n besef in elkeen se hart. Maar nou wil ek hierdie wat ek ontvang het, wil ek uitdra aan die hele wêreld. Is dit nie so nie? Daai liefde in jou hart is so groot teenoor al die siele wat jy ken, jou familie en vriende en werkskollegas en almal wat jy op daai oomblik kan aandink, jou kinders, jou ouers en wat ook al die geval mag wees, dat jy net voel, maar almal moet gered word, almal moet dit deelagtig raak wat ek nou deelagtig geraak het. En ek besef een ding, dat jou tong word aangeraak. Jy verstaan iets van, nou moet my tong die evangelie van verlossing gaan uitdra. Ek moet getuig van dit wat ek ontvang het. Wow, is dit nie mooi nie? So daar gebeur iets met jou mond, daar gebeur iets met jou tong. Jy weet, jy kan nie meer stil bly nie. En sodra jy begin stil bly, dan is dit asof alles in jou doodgaan. En hoe meer jy die evangelie uitdra en lewe,
hoe meer is dit asof jy verstaan waaroor die evangelie gaan. En dan is daar geen keer aan daai mond van jou wat die evangelie wil uitdra nie. En soos wat jy dit uitdra, natuurlik groei jy en jy verstaan meer en jy leer, en dit is so mooi wat die woord sê, gaan maak disippels en leer hulle om alles te onderhou wat ek vir julle gesê het. So jy leer in daai proses, maar jou mond moenie stil bly nie. Want jy die Gees van God ontvang, wat die getuienis wil uitdra van die Here Jesus Christus. Die Gees getuig van die Here Jesus Christus, van die woord van waarheid, van lewe, van krag, van heerlikheid. En dis wat moet uitgaan oor die hele wêreld. So jy ontvang nie die Gees van God om goed te voel nie. En ek dink dis baie keer die probleem. Ons wil die hele tyd goed voel. En ons voel, en vandag toe ek en Stanley so gesels, en ons besef dat baie keer, sak kinders van die Here terug, en hulle val terug in hulle ou lewe, en hulle is nie meer ywerig in die evangelie nie, hulle lees nie meer hulle woord nie, hulle bid nie meer nie, en al daai dinge, en dan op stadiums dan voel jy, maar ek het 'n nuwe bekragtiging van die Gees nodig, ek het hierdie nuwe anointing nodig, en dit is wat mense vir mekaar profeteer, dat God gaan vir jou hierdie nuwe anointing gee, want eintlik is jy op soek na daai gevoel wat jy gehad het by jou wedergeboorte, toe jy die Gees van God ontvang het, toe jy verlig is. Nou wil jy die hele tyd daai ervaring hê, maar jy groei nie in jou geestelike lewe nie. En jy bely dalk nie jou sonde nie, nou is dit al hierdie vragsonde, en jy voel, jy kan nie meer nie. Nou voel jy, as God weer vir jou die Heilige Gees oor jou uitstort, of jy het hierdie ervaring, dan kan jy weer beter voel, en dan kan jy weer die Here dien. En dit is 'n groot saak in ons as kinders van die Here se lewe, dat ons kan nie stilstaan by ons wedergeboorte nie, ons moet groei, en ons gaan nie weer daai ervaring hê, wat ons gehad het nie, want jou siel was dood, dit was in duisternis, dit was in donkerte, en ewe skielik ontvang jy hierdie lig, jy ontvang hierdie lewe, jy ontvang hierdie lewende water, so dit is 'n geweldige ding wat in jou siel plaasgevind het. Daai dooie siel van jou het lewend geword. Dis verander na die beeld van God. En nou wil jy weer daai ervaring hê. En wat gebeur na jou bekering, na jou wedergeboorte? Dan stap jy die pad in gehoorsaamheid. Dan weet jy, die Gees van God is in my siel, dat ek oortuig kan word van my sonde. Die woord openbaar die hele tyd my hart, dit wat nog verkeerd is in my hart en in my binneste, dat die vuur van God my kan reinig. En so stap jy die pad met die Here in gehoorsaamheid. Die Here gaan nie elke 6 maande of 3 maande vir jou 'n nuwe anointing gee nie. Ek weet nie eers waar kom dit vandaan nie. En dis wat ons vanaand sê, dis allerhande sulke leerstellinge wat ons van balans af gooi, wat ons heen en weer gooi, want ons verstaan nie wanneer ontvang ons die Gees en wat is die Gees in ons lewe en hoekom en wat is die doel van die Gees van God in ons lewe nie. Want die doel primêr van God se Gees in ons lewe is sodat ons kan nuttig raak om die evangelie aan ander uit te dra, sodat hulle gered kan word. Verstaan ons dit so? Wow, kom ons kyk net gou 'n bietjie. Ons kan nie op ervaring staat maak nie, dis net 'n emosie vir 'n rukkie. Dit is so, jy ervaar jouself. Ja, en dit is die groot ding, die woord van die Here verneder 'n mens gedurig deur. Dit openbaar die hele tyd daai verkeerdheid in jou hart, en jy moet gaan verneder, en jy moet dit gaan uitsorteer, en jy moet gaan erken, en jy moet gaan verander. Okay? So dis die wat die Gees van God in jou lewe doen. En die woord, en die vuur. So, dis nie iets om jouself net te gaan opblaas nie. En ons moet so vrymoedig raak in die evangelie. En dit wat ons ontvang het, beoefen. Sodat wanneer ons in situasies kom, dat ons geoefen is in die hele evangelie. Dat jy nie dan so bang is om vir 'n sieke te bid, of
waarever die Here jou nodig het, of 'n profetiese woord te gee, of wat ook al die geval mag wees, en jy moet geoefen wees in hierdie dinge, jy moet vrymoedig wees in al hierdie dinge, om dit te beoefen, sodat jy ook kan groei in dit, sodat dit ook gesuiwer kan word in jou lewe. Nou, ek dink toe nou soms so, terwyl ek so dink aan alles, dat baie keer is ons in valse leerstellings vasgevang. Jy is dalk by 'n prediker wat hierdie wortel voor jou neus hou, van ek ervaar dit en ek kry dit en ek het hierdie salwing en ek is sis en ek is so, en dit is asof die arme skapies wat hom volg, die hele tyd opkyk na hierdie man van God se droom, en dit begeer, maar dis leuns wat hierdie mens praat, want wat is die evangelie? Dis gehoorsaamheid, en alles buiten dit is in elk geval 'n gimmick, en daar is soveel gimmicks hier buite, en die mense volg agter dit aan, omdat hulle nie die woord van die Here ken nie, omdat het agter hoor sê aangaan, agter dit wat die persoon sê, en beloof, en al hierdie dinge, en dan is dit asof 'n mens jou hele lewe daar bou van, ek moet ook by hierdie punt kan uitkom, want hierdie mense is so geestelik, en hy is in hierdie alms, en hy is dit, en hy is dat, en hy is hiermee besig, en sis, en so word hierdie arme skape vasgevang, gehou, om by hierdie punt uit te kom wat nie bestaan nie, sodat daai persoon die evangelie kan gebruik om wins te kry. En hy hou almal aan die gang, die hele tyd, met al hierdie dinge wat hy sê, nou in die evangelie van waarheid. En dit het my getref, dat as 'n mens gedoop word met die Heilige Gees en met vuur, word jy in die waarheid ingedoop. Ok? En vir 'n oomblik verstaan jy die waarheid. Jy begryp dit. En dan is dit asof jy meer as dit gaan soek. En so kom jy by baie dinge en plekke en mense uit, wat baie dinge teenstrydig met die woord praat, wat makliker voel as gehoorsaamheid. En dit is hoekom ons agter dit begin aangaan. En is die hele tyd hierdie wortel wat gehou word, sodat almal net kan voordeel trek uit mekaar uit. En ek dink sommer vandag daaraan, dat ek was ook op daardie punt gewees. En jare terug, was ons in 'n bediening gewees, wat ons allerhande dinge moes sien en ervaar en beleef, en gesigte en allerhande goed. En weet jy wat, jy wil nie die odd one out wees nie, want jy voel daar's fout met jou. Want almal wat hierdie leuen versprei, sien dan nou gesigte, en hulle sien al die visioene, en hulle kry al die profetiese woord, en hulle hoor die stem van God, en al die dinge, en jy voel soos die voel, want jy ervaar niks. En dit is hoekom mense baie keer oopmaak vir die leuen, en somme ook leuns profeteer, en ook drome sê, en gesigte, en allerhande dinge, wat nie van God af is nie, om nie uit te wees nie, om nie dom te lyk nie, om nie ongeestelik as daar so woord is te lyk nie. Maar as 'n mens kan verstaan, mens ontvang die Gees van God in jou lewe met jou wedergeboorte, en jy is deel van die liggaam van Christus, en jy is daar om mekaar op te bou en te stig en te onderrig en te help, en die liefde van God aan die wêreld te kan uitdra met die evangelie, dan verander die hele prentjie. Maar dan gaan dit nie meer oor jou, en jou gevoel, en dit wat jy wil ervaar, en jy wil beleef, en jy die hele tyd wil goed voel nie. Dan besef jy, Here, al voel ek soos die grond vandag, ek het 'n verantwoordelikheid. Ek moet die evangelie bedien. En dit is waaroor dit op die ou einde gaan. En dan besef 'n mens ook, dat baie kinders van die Here druk die gawes in hulle dood. Kom ons kyk na die praat van tale. Jy het dit ontvang met die dag met jou wedergeboorte, en as ons dit vandag kan verstaan en begryp, kan ek vir jy sê, jy gaan nog vanaand tale praat, as jy nog nie tale praat nie. Want jy kan net jou hart oopmaak en vrymoedig raak, want dit is op jou tong. Dit is nie in jou verstand nie, want jou verstand is onvrugbaar. Maar jou mond praat dit, jou tong praat dit. Dit wat die Gees van God, die volmaakte wil wat hy deur jou wil praat, kan jy praat nog vanaand. Jy hoef nêrens heen te gaan nie, niemand hoef jou te bid, hande op te lê, of wat ook al die geval mag wees, want jy het dit ontvang in jou innerlike.
En so kan jy vrymoedig raak om dit te beoefen. Nou, omdat 'n mens onvrymoedig is, omdat jy voel dis 'n onmoontlike saak, en hoe gaan dit werk, en hoe gaan ek dit doen, want jy gee vir jou 1000 goed self, dan ruk 'n mens terug en jy doen dit nie, en jy wag vir eendag wat daar iets met jou gaan gebeur, kan ons vanaand al elkeen die gawe van tale beoefen. Onthou net, jy verstaan dit nie, net God verstaan dit. Jy kan dit nie in jou gedagtes uitdink nie, jy kan dit nie in jou gedagtes vorm nie, jou tong moet praat. En dis al wat jy moet laat doen, jou tong moet praat. Ok, en dis hoe maklik dit is. Maar ek gaan nie vanaand ingaan op die praat van tale nie. Ons gaan volgende week, ons het deur die les gegaan van die doping van die Heilige Gees. Ek dink jy kan vanaand die kern van dit sien, jy kan die beginsels van dit verstaan, waar dit vandaan kom, hoekom, waarom, wanneer ontvang ek dit, en mens kan sekerheid hê, en so kan mens aangaan, en dan gaan ons volgende week begin met die gawes van die Heilige Gees. Ok, so dit is net amazing, dan kan ons meer lekker oor hierdie dinge gesels, meer vrymoedig raak en al die dinge, sodat ons dit ook so kan verstaan. Hierdie Bybelstudie is net so amazing, dat mens soveel sekerheid kan hê, dat 'n mens sy hart kan oopbreek, en ek kan vir jy sê, kind van God, daar's niks fout met jou, wanneer jy deur teëspoed gaan nie. Ons voel, wanneer ons deur teëspoed gaan, deur moeilikheid gaan, deur tekorte gaan, dan is daar fout met ons. Dan het God ons verlaat, God is nie meer saam met ons nie. Wanneer ons weer het, dan voel dit of die Here ons lewe goedkeur, en die Here bevestig my lewe, al is ek in watter toestand, want dan het ek tydelik. Maar as ons as kinders van die Here kan verstaan, daai druk in 'n mens se lewe, moet maak dat 'n mens iets geestelik verstaan. Daar moet nie net 'n uitkomste kom nie. Kinders van die Here lei 'n lewe van uitkomste na uitkomste na uitkomste, sonder om die geestelike te verstaan wat jy moet verstaan. En daai druk moet maak dat jy gaan bid en die Here soek. En terwyl jy die Here soek vir jou tydelike uitkomste, kan die Here soveel dinge met jou deel, dat jy dit in jou hart volgens sy woord kan verstaan. So ons as kinders van die Here raak moedeloos oor moeilikheid, tekorte, allerhande dinge, ons soek net uitkomste. Geloof is nie die uitkomste nie. Geloof is die tyd wat jy die Here dien, ongeag jou omstandighede. En dit is tot by die wederkoms, of tot by jou dood. Dis geloof. Here, dit maak nie saak of ek het om te eet, het om te bly, het om te ry, maak nie saak nie. Ek gaan nie dien, ongeag. Dit is geloof. Want ons as kinders van die Here voel, dat as ons die uitkomste kry, het ons geloof. Ons behaag God deur geloof. Wat is daai geloof? Ongeag alles, bly ons die Here dien. En dis wat ons moedeloos maak, en dit is hoekom ons die hele tyd anoint wil word, en nuwe anointings wil hê, en profetiese woord wil hê, en al die dinge, want 'n mens voel onseker. Omdat 'n mens ons, ek sê gisteraan vir Stanley, ek gesels net so lekker met u, dat aan die begin van ons geestelike lewe, kan ek vir jy sê, jy het elke dag 'n profetiese woord gesoek. Jy het agter mense aangery, wat tog net vir jou 'n profetiese woord kan gee. Want jy is so onseker van jou eie geestelike lewe, dat jy die heeltyd bevestiging by die Here wil hê, dat jy minste nog sy kind is. Maar wanneer jy werklik 'n verhouding met die Here het, en werklik die woord begin verstaan vir wat dit is, kan ek vir jou sê, jy het nie 'n saak met enigiets nie. Ek kan eers onthou, wanneer laas het ek gedink dat iemand vir ons 'n profetiese woord moet gee nie, want God praat met ons deur sy woord. En as ons dit nie kan aanvaar, en volgens dit lewe nie, wat se ander profetiese woord soek ons? Wat wil ons daarmee maak? As ons nie eers die geskrewe woord gehoorsaam is nie. Dis asof God ons sy geskrewe woord gaan bypass en vir ons 'n ander profetiese woord gee. Al profetiese woord is wat ons as kind van God nodig het,
is om te weet, die dag as jy tot bekering kom, begin jou werk. Begin jou gehoorsaamheid, begin jou pad. Wat jy moet volhard tot die einde toe. Maak nie saak wat tussenin gebeur nie, jy moet volhard, jy moet aangaan, jy moet die Here dien. Behalwe as daar enigiets is wat jou geestelike lewe kan skade berokken, sal God jou stop. Deur 'n profetiese woord, deur 'n droom, deur 'n gesig of wat ook al, God sal jou stop om nie daai pad te stap nie. En natuurlik, jy kan dit ook aanvaar of jy kan dit nie aanvaar nie. Maar om daagliks die heeltyd te moet hoor, God het jou lief, God gaan jou gebruik, God dit en God dit, 'n mens wil die heeltyd belangrik voel. Omdat 'n mens onseker is. Nou ons kan van onsekerheid in ons geestelike lewe. Ons kan verstaan, as jy die gees van God ontvang met ons wedergeboorte, daar was nie 'n partyskap nie, die een het nie meer ontvang as die ander nie. Ons moet net vrymoedig raak. Ons moet net die pad begin stap. En ons moet weet, Here, daai liefde wat ek ontvang het in my hart, moet ek so ver as moontlik uitdra aan elke mens op hierdie aarde. Dis my plig. Wow. Prys die Here. Definitief soos 'n weeskind gevoel as ek niks gekry het nie, amper nutteloos. En dit is die groot ding, dat daar word soveel dinge gesê en gepraat en dan staan jy daar soos kiepie. Want jy's in die waarheid gedoop. En jy verstaan dit nie soos die ander mense dit verstaan nie. En dan gebeur nie sulke goed met jou nie, dan voel jy uit. In die meantime, bly jy in die waarheid. Wow. Nou, iemand 'n baie lekker aand hê. Sjoe, ons gehuil vanoggend, want met die siekte, met die kiddies, het hulle geweet, al wie ons kan help, is die Here. En dit is so. Wow. As daar 'n profeet eers is, en jy het dorpe ver met die hoop om iets te hoor en teleurgesteld teruggekom, want jy was nie gekies om 'n woord te kry nie. Hoeveel mense is daar deur? Gery agter mense aan om 'n woord te kry. En dan kry jy nou niks nie. En dan voel jy, maar jy's nou die swart skaap. Die Here wil nie met jou praat nie, die Here wil nie met jou dinge deel nie. In die meantime het jy die hele woord, en waaraan jy gehoorsaam moet wees. Amen. Prys die Here, sjoe, dit was wonderlik, dankie, lekker aand almal. Prys die Here, julle met 'n lekker aandjie. Stanley gaan donderdag aand weer lekker met ons gesels, hy gaan weer lekker ander dinge aanhaal en vir ons vertel en dinge, so dit is so lekker om al twee te kyk, die Engels en die Afrikaans, wel, is omtrent stigtend en opbouend, so moet dit nie mis nie. Donderdag aand 6:30, Stanley in Engels, asseblief skakel en kyk dit, om ook te hoor wat hy met ons deel. Ek deel nie alles wat hy met ons deel nie, en hy deel nie alles wat ek deel nie, so ja, wanneer jy altyd kyk, gaan jy die meeste kry. Kom ons kyk net gou hierso, Engela Scott, dankie Karen, amazing teaching, jy het 'n paar, waar is ek nou? Nog nooit aan gedink nie, prys die Here. Ek is bly, almal het antwoorde gekry, almal is happy. As jy nog enigiets onduidelik is, asseblief kontak ons, praat met ons, en vra vir ons die vraag, dan kan jou ons jou ook help, en ons dink ook aan Riet, wat môre verjaar, lekker verjaar Rietjie, ons wou ook by jou gewees het, maar ons kan nie, jy moet lekker koekie het, ons dink ook aan jou, en dat almal wat siek is, ons bly bid, en ons gaan afsluit weer met die liedjie, wat ons voorheen gespeel het. Lekker aandjie, lief vir almal. Kom na my toe, almal wat dors is, ontvang die lewende water in jou siel, wanneer jy bekeer, lig en lewe, die ou is verby, alles is nuut, jou siel is vry, die gees is die siel opredding, waarborg van verlossing, lig en lewe, die ou is verby, alles is nuut, jou siel is vry, 'n nuwe lewe in Christus, rein en vry, versoen met die Vader, ons siel is vry, ontvang die lewe
lewende water in jou siel. Wanneer jy bekeer, lig en lewe, die ou is verby. Alles is niet, jou siel is vry. Die gees is die siel, waarborg van verlossing, rein en vry. Versoen met die Vader, 'n nuwe lewe in Christus, rein en vry. Die ou is verby, alles is net, jou siel is vry. Lig en lewe, die ou is verby, alles is net, jou siel is vry. Lig en lewe, die ou is verby, alles is net, jou siel is vry. Kom na my toe, ontvang die lewende water in jou siel. Prys die Here, julle met 'n lekker aandjie, lief vir almal. Sien julle weer donderdag aand en Sondag. Bye bye.